Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Amen, amen, amen. As 'n liedjie van Johnny Cash, The Fourth Man in the Fire. Baie mooi. Welkom terug aan almal wat so lekker lank op vakansie was, Tannie Fransie. Ek sien Ilse is ook hierso. Ek het die Bosveld dopgehou deur haar Facebook profiel, is altyd lekker. Ek's 'n stalker op Facebook. Hou saam met die ander vakansie. Lekker. Vader, dankie vir vanoggend. Ek loof en prys U naam. U is so wonderlik. U is so goed. Dankie dat ons vanoggend die woord kan hoor, die woord kan preek. Dankie dat ons hier vanoggend kon aanbid. Vader, ons eer U naam. Ons wil U net eer dat ons in 'n tyd soos die U naam nog kan verkondig. Vrylik kan worship. Jesus kan sê op die straathoeke. Vader, ons eer U naam daarvoor. Dankie vir die vryheid wat ons nog het. Ons wil U eer vir dit. Ons bid ook vandag vir ons boeties en sissies reg oor die wêreld wat nie hierdie vryheid het nie. Vader, wat nie die vryheid het om U naam te kan verheerlik nie, wat in huiskerke in die geheim moet by mekaar kom nou, soos wat ons nou hier sit, en nie mag hard worship nie, want dan gaan hulle bure hulle weggee vir die regering. Vader, maar dankie dat ons nog U kan aanbid. Ons loof en prys U naam. Ek bid dat die woorde van my mond vanoggend en die gedagtes van my hart en ons harte vir U goed sal wees. In Jesus naam. Amen. Gister luister ek so vinnig iets van Derek Prince en sy vrou en hulle vat Psalm 19, die oom en tannie, hulle is nou lank al dood, en hulle vat Psalm 19, as julle Bybels het, kan julle saam my oopmaak daar, by Psalm 19, dan vat hulle Psalm 19, dan verklaar hulle vir Psalm 19 voordat hulle bedien, en dis goed om woord te verklaar. As jy deur storms gaan, deur die lewe gaan en jy weet nie wat te bid nie, verklaar die woord van God. Ek verklaar baie keer die woord van God, Psalm 91, Psalm 23, Psalm 24, maar Psalm 19 is besonder goed vir my, wat hy sê, praat oor die woord, en ons gaan vandag weer oor die woord praat, ons doen ons nou 'n reeks oor preek die woord, en volgende naweek, hierdie tyd moet dit nie mis nie, gaan Johnny Lou vir ons woord gee, ek weet nie wat gaan hy gee nie, maar dit gaan goed wees. Hy gaan ons manne ook toespreek die Saterdag, maar volgende week Sondag het Johnny 'n gesinsdiens wat hy vir ons hier doen. Dit sal baie goed wees. Maar Psalm 19 vers 13 wat sê, die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. My eie afdwalinge, kom ek nie agter nie. Die manier hoe ek praat, die manier hoe ek dink, dalk, wat ek sê, my houding. Here, wys my, as daar afdwalinge in my lewe is. En dan, vers 14, hou U knegg ook terug van moedswillige sondes. As goed wat ons moedswillig doen. Ek het al baie gekampeer by hierdie ene. Here, help my nie moedswillige sondes te doen nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. En hier sê wat ek ook altyd bid, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, oor Here my rots en my verlosser. Nou 2009, die eerste keer dat ek dit hoor, het 'n Engelsman het gepreek, en dit was oom Angus, hy begin elke preek van hom, dit toeg ek gaan hy vir my vat, want ek weet nie wat om te preek nie, ek het nie die woord geken nie. So laat die woorde van jou mond, en die gedagtes van jou hart, en die Bybel sê met jou hart bewaar bo alles, dit wat jy met jou sintuie inneem, moet jy pas op. Daar's goed wat jy hoor partykeer, daar's goed wat jy ruik, wat jou trigger. So, mag ons nie mense van die 5 sintuie wees nie, maar mense van die gees. Jou hart moet nie bedrieg word nie. En pas op wat jy met jou oë invat, en wat jy met jou kop verstaan. Jy moet dit met die gees verstaan. Ek is partykeer bietjie hard teenoor kerk en kerkleiers en al die tipe goed, maar wie sê ek nou in elk geval? Die intellek van mense het ons net so ver gevat. En die probleem wat ons het vandag in die kerk, nie net in Suid-Afrika nie, globaal,
is as gevolg van menslike intellek. Kerke spat uit mekaar, ek breek uit mekaar uit, en is die slimste mense, maar daar kan nie, as nie eenheid nie, daar is 'n sterk denominasie in ons land, wat nou uit mekaar uitspat, oor mag vrouens preek, of in die ampte aangestel word as ouderlinge en diakens. Waaroor beklei ons, terwyl daar mense in die wêreld is, wat nie eens mag worship nie. Dit is verskriklik, waarmee ons onsself besig hou deur intellek. En as dit is waar die menslike intellek ons gebring het tot dusver, het ons 'n probleem, mense, want die kerk is nie in unity nie, as gevolg van menslike intellek. En die Satan lag, hy steel, slag en verwoes soos hy lus is. Want die kerk kan nie in unity wees nie. Dis nie hoe ek het sien nie. Ek leer by baie mense. Ek is nou besig om 'n sekere denominasie se predikers, wat al ou manne is, te luister in podcast episodes oor kerk en die hekkies wat hulle moes spring in die lewe en al daai tipe goed. Ek kan leer. Ek leer altyd by die ouer manne. Dis beter. Hulle het al die pad gestap. As 'n ou 90 is, en hy kan nog preek, en hy is met dieselfde vrou getroud, luister vir hom. Yes, want dis raar, hoor. So ek kan leer by so oom. Is dit nie? Nee, dis by die ouens by wie ek leer. Ek luister. Ek hoef nie altyd met teologie saam te stem nie. Hulle glo in Jesus. Hulle doen dalk nou nie kingdom soos ons nie. Glo dalk nie openbaring soos ons nie. Maar hulle is manne van God wat in die woord is. So, ek weet nie hoekom het ek dit gesê nie, dit is nou sommer verniet, hoor. Moenie op jou sintuie staat maak nie. Moenie op jou eie intellek staat maak nie. Ons gaan vandag 'n bietjie daaroor praat. Waar die menslike denke ons tot nou. En ongelukkig neem die kerk daai gees aan. Neem dit aan. As jy nie gaan wake up, shake up wees nie, gaan jy net soos die wêreld word. Jy vloei maar saam in die wêreld en die politiek. Jy lê die kant toe. Jy kan nêrens heen lê nie. Jy moet apolities wees. Jy het geweet. Ek onthou baie lank terug my pa het nou naweek vir my gekyk dat vanoggend vroeg gery. Hy was 'n polisieman, nog 'n polisieman. En hy was stasiebevelvoerder op baie dorpe. En 1 jaar in Ficksburg, ons toe daar gebly het, was nou Kersiefees, of Kersiefees, daar was al hou die Kersiefees daar, was daar groot verkiesings. Nou is die oggend daar, en hy moet die manne kyk of al die punte beskerming het en alles. Nou, ek is nog 'n laaitjie, ek stap saam met my pa, en hier roep die een ou van 'n sekere politieke party my pa na sy stalletjie toe en sê, Kaptein Leroux, kom drink 'n koffietjie. Hy sê nee, maar dankie man. Ek tog nou, hoekom wil my pa nie koffie drink? Hy het nou net gesê, dis vir koffie. Toe vraag my pa nou, hoekom drink pa nie by hulle koffie nie? Hy sê, ek is 'n polisieman, ek is apolities. As die ouens sien ek drink saam met daai ouens koffie, dan dink hulle ek stem saam met daai ouens. Verstaan jy? 'n Christen moet dieselfde wees. Vir my is daar, en jou is daar een opdrag, 1 Timoteus 2, bid vir jou leiers, maak saak wie hulle is nie. Bid vir hulle, sodat jy 'n stil, rustige lewe kan hê. Maak nie saak wat jy dink van ons land se leiers nie, ons kan nog Koem toe gaan en Bybels koop. Ja, hulle probeer nou wette instel en klomp goeders doen, maar terwyl ons hier so is, bid ons teen dit. Ons bid vir goeie regering, 1 Timoteus 2. Sodat ek en jy, is die belofte dan, 'n stil, rustige lewe kan hê. Vir die evangelie, ek praat nie van potholes nie. En krag het af, as ek hoor 'n Amerikaner nou dag sê, hulle kon dit nie glo nie, hulle het vir die hele aand kon hy sy aircon nie aansit nie, want die krag was af. Doch ek pel, kom bietjie hiernatoe, daai ouens weet nie wat 'n swaar kry nie. Vir die aand kon sy aircon nie aankom nie, haai, ag, liewe wêreld, arme ou, nee wat, ons moet maar vir hulle bietjie gaan leer van vasbyt aan die ander kant. 2 Timoteus 4 vers 2, ek het laasweek 2 Timoteus 4 vers 1, preek die woord. As julle net vir my kan voor daar is, kom ons lees gou saam. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8, ons gaan in die weke wat voorlê, in hierdie kwartaal gaan ek, Tinus en Jonathan deur dit gaan, en ek doen vandag vers 2, ek het laasweek vers 1. Ek besweer u dan voor God en die Here Jesus Christus, skryf Paulus aan Timoteus, wat die lewe en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Laasweek daaroor gepraat, ek beveel jou aan voor God
die Here Jesus Christus wat die lewe en dood, ons het gepraat oor die oordeel, and the quick and the dead, die lewende, die Engelse woord is daar, the quick, jy wat lewendig gemaak is deur die Gees van God. Voordat jy lewendig gemaak was deur die Gees van God, was jy dood. Jy het dalk gedink jy lewe, maar jy was dood, want jy het nie die Gees van God in jou gehad nie. Jy is nie weergebore nie. You were not quickened. En hy het ons wakker gemaak, uit ons diepe slaap uit. Want jy was aan die slaap. Weet nie van jou nie, maar ek was so 35 jaar van my lewe aan die slaap. Ek het nie geweet van God en sy goed nie. Maar ek gaan nie nou daaroor weer praat nie. Vers 2, verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars, predikante, pastore, sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels, mythe, stories, goed wat nie bestaan nie, ons gaan vandag aan kyk. Maar wees jy, dis nou ek en jy, dis nie net ek nie, dis nie net Timotheus 2000 jaar terug nie, hy is lang al dood, hy is by die Here Jesus Christus, hier is op my en jou van toepassing vandag, maar wees ek en jy, in alles nugter, nie links of regs getrek word deur goeters nie. Wees nugter, ly verdrukking, doen die werk van evangelist. Met ander woorde, ek en jy moet almal evangeliste wees. Hy evangelist gaan vertel vir mense van Jesus, dis die evangelist. Party ons net bietjie meer dinamiese met 4 op 'n stage, dis nie net die evangelist nie. Maar ek en jy moet vurig wees met die woord. As iemand vir jou sê, hoor hierso, ja, maar onthou nou net, die aarde is biljoene jaar oud. Sê ek hoor dat jy sê, maar ek kan nie met jou saamstem, want dan is ons altyd verkeerd. Dis die evangelist. Kom ek vertel vir jou. Die aarde is plus minus 6000 jare. Wat ook al. Vervul jou bediening, want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Paulus is op sy final, hy is op sy, wat sê die ouens altyd, hy is op sy laaste, hy is op pad, sy laaste pylvlak. Daar gaat hy. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop vereindig, ek het die geloof behou. Ek bid dat ek het eendag kan sê. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, wanneer hy die lewe en dode gaan oordeel. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Baie mense sê van, ja, maar ek gaan nou nie so in, ek staan nou nie so belang in openbaringe en die eindtye en goeders nie, luister die. Maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Jy moet lief raak vir die koms van die Here. Wanneer kom hy? Ek kan nie wag dat die Here kom nie. Wanneer kom hy? Kom ons gaan kyk bietjie wat sê die Bybel. Wanneer gaan hy kom? Wat is die tekens van die tye wat ek kan dophou wanneer die Here kom? Ons wil sy verskyning. Is dit dalk hierdie generasie? Ons kan amper sê dit is. Dit maak my baie opgewonde. Ek het sy verskyning lief. Of is daai persoon wat ek altyd sê, ag, kom hy. Maar sad sack Christen hoor. Verstaan jy? Ja, ons wil die mense nou nie te veel van openbaring leer nie, want dan gaan hulle nou vir hulle bankers bou, en hulle gaan nie meer die evangelie verkondig nie, want hulle gaan blikkies kos by mekaar maak. Asseblief. So daar een ou sê, hierdie is nie, mustn't scare you, it must hustle you. Jy moet aan die gang raak, want is dit dalk vandag? Kom hy môre? Kom hy dalk die week? My seun het altyd gesê, Gibeon, voor hy iPhone gaan kry, soos my paal gaan die Here terugkom. Hy wil net nog 'n iPhone kry. Hy het hom nou al 'n iPhone. Tweedehands, maar hy het een. Nou is of die ander goed waarna hy uitsien. Here, stel net so 'n bietjie uit. Ek weet my pa's nou, maar net so 'n bietjie. Nee, ek sê vir hom, jy moet saam met my in lyn kom in die gebed. Net gou so 'n bietjie recap, ek besweer jou dan voor die Here Jesus Christus, hy sê, ek beveel jou voor God en voor Jesus Christus, is 'n ernstige beroep of ernstige aanspoor. Ek besweer jou, ons praat nie meer so nie, 1933 het hulle so gepraat, 53. Die Engelse Bybel is, I charge thee therefore.
Ek beveel dit aan, ek beveel jou om dit te doen. Dis 'n opdrag julle. Wat beveel hy? Hoofstuk 3. 'n verskriklike verdorwenheid gaan oor die laaste dae oor die aarde kom. 'n verskriklike verdorwenheid. Dis klaar hier, ek gaan dit vir jou vandag lees. Hoe mense dink is way out. Dis way out. Gedurende die laaste dae sal baie mense ontspoor, sê die een vertaling. Ek moet altyd vir die mense verduidelik ek hierso, dat as jy spoorsny doen, en dis die spoor, jy wys vir die mense, jy is op die spoor, maar mense het geontspoor, hulle die spoor verloor. Hulle weet nie waartoe hulle gaan nie. Meeste ouens dink, as ons doodgaan, gaan ons maar nie oblivion in. Alles word swart, zoep. Soos Robocop, eerste Robocop movie. Toe hulle hom uithaal, zoep. Sny af, switch af. Baie lang terug die fliek hoor. Nie goed om te kyk nie, baie wreed. Jy sny af, dis wat jy dink. Jy gaan net lekker, ag, mag hy lekker rus. Ek het een foto gesien, waar die ouens so sê, mag hy lekker rus, as al onder 'n ou wat om te sweep, pynig in die hel. Hy rus nie lekker nie. Nee, ons switch nie af nie, ons lewe vir ewig. Ons lewe vir ewig. Is 'n vermaning om te volhard in die gesonde leer, en om by elke geleentheid te preek, bly getrou aan die skrif. En hy eindig hoofstuk 3 met 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur wie ingegee? Deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing. Luister hierso, weerlegging, teregwysing. Jy word beveel om mense reg te help. Op 'n mooi manier natuurlik. Nie Bible bash nie. Die Here sal vir jou discernment gee. Maar jy kan nie saamstem met wat verkeerd is, as jy in 'n gesprek is en iemand sê iets, en dis nie reg nie, help hulle mooi reg. Anders weet mense nie. Staan by jou punt. Moenie skaam wees nie. Tot onderwysing in die geregtigheid, God se manier van dinge doen. Geregtig, hy het jou geregtig verklaar, hy het jou die borsplaat van sy geregtigheid gegee. Geregtigheid. Righteousness, right standing with God, verniet gekry. Omdat jy Jesus aanvaar het en hom bely, kry jy die bloed van Jesus en jy's in right standing before, jy's geregtig voor God. Jy mag voor hom staan, jy mag in die hemel ingaan. Is dit nie awesome nie? Jy's geregverdig. En dis hoekom jy so mooi belangrik moet verstaan, dat die borsplaat van geregtigheid is, wat hy jou gee. Nie wat jy moet opsê en dan, jy moet dit verstaan, dis 'n verstaan van geregtigheid. Ek is geregtig voor God, omdat ek die bloed van Jesus het, en ek glo in Jesus Christus, en dan sal hy met daai skoene gee om op hierdie pad te bly. Dit is awesome. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Dis wat ons moet doen. Dis hoekom ons die woord moet preek, sodat die mens van God toegerus is. Sodat mense, jy kan weet dat jy weet, wat is die regte pad, dat jy nie spoor verloor nie. Jy moet nie spoor verloor nie. Jy gaan baie goed hoor, in die volgende, ek het laasweek oor gepraat, jy gaan baie goeie, in die volgende dekade, as Jesus nie terugkom het, ons is nog 'n dekade hier, gaan jy baie goed sien. Dinge gaan anders wees, as wat ons gedink het dit sal wees. Meen, vir baie ou toppies, ek praat nou hier, nie ou toppies in hierdie kerk, maar vir baie ouer mense, ek onthou net toe ek my hart vir Here gegee het, kyk ek TBN of God TV of iets, ek kan nie onthou nie, toe sê die een oom, die dinge verander so vinnig, dat in hierdie dorp, hy is toe nou in Dallas, Texas, het my oupa nog met 'n perrekar ingekom. Kyk wat het ek nou, ek kan met my kleinkind praat aan die ander kant van Amerika. Sy oupa het nog met 'n perrekar aangekom, en hy is op 'n telefoon kan met sy kinders praat. Imagine wat in die volgende 10 jaar gaan gebeur, met AI wat ons nou het. Ons is nou al op Claude, ek weet nie of Cloud of wat, ek moet nou byhou hoor. Die dinge verander, is nie nou meer wat my kind my videomachine moet instel op die TV nie. Dit was erg, nee, dit is nou verby dit.
Ons moet nou groot goed mee byhou hierso. Nee, dit raak nou ons vir die Here vra vir wysheid. So die tweede brief van Timoteus, geskryf omtrent 67 na Christus, nadat Paulus vir die tweede keer gearresteer is, en hy gaan nou doodgemaak word. Is fact. Die keer was hy in kettinge, ons lees dit in 2 Timoteus 1:16, hy was behandel soos 'n krimineel, 2 Timoteus 2:9, die eerste keer, toe hy aan einde van handelinge van die skip afklim, was hy onder huisarrest, nog lekker gegaan. Nou is hy in 'n dungeon. Sy kop gaan nou waai. Paulus het geweet sy einde is naby, 2 Timoteus 4:6. Baie het hom verlaat en hy noem hulle sommer by die naam. Paulus was nie bang om ouens by die naam te noem nie. Hy sê daai Alexander, die kopersmid enetjie, hy is lekker van die pad af. Nee, ons vandag, nee, jy moet ou onderbeskerm. Ek dink ons 'n bietjie meer bold raak, hoor. Ons 'n bietjie meer bold raak. Rarig. Ons het 'n pabroek Christene. Maar hy het hulle almal vergewe, al was hulle lafhartig en ondankbaar. 2 Timoteus 4:16. Right, vers 2, nou kom ons uiteindelik by die preek. Dit was net so 'n introotjie daai. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, aanmoedigheid. Verkondig die woord van God. Hoor wat sê Openbaring 19 vers 13, ek gaan met hom begin. Tiaan Gildenhuys het altyd sy preke geëindig met 'n slide met hierdie skrif op. Hy sê, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. Dis God se naam. Dis hoekom hierdie woord, dis kosbaar. En as jy die gees van God het, wat die sleutel is tot die oopsluit van hierdie woord, anders kan hierdie woord vir baie dinge gebruik word. Mense, kerke, denominasies, het hierdie woord gebruik om oorlog te begin. Want is sonder die woord van God gelees. Sonder die woord van God. En geregverdig uit die woord uit, om mense op brandstapels te sit. Kerke teen kerke. Dis hoekom ons moet hard praat teen dit, anders kan dit dalk weer gebeur. Kyk al denominasies mekaar uit. Deur die woord. Dis nie waarvoor die woord daar is nie. Dis nie waarvoor die woord daar is nie. Om ander Christene dood te maak, want jy glo nie soos ek nie. Ja, is nou nog gebeur, nou 100 jaar terug, 150 jaar terug. Dit het gebeur, hoe lang is ons nou al in die West-Afrika? Van 94 af? 32 jaar. Voor 94, in die 80s, weet ek het baie getuienisse gehoor, van dominees, wat uit hulle kerke uitgesit is, omdat hy groot gedoop het. Hy word ge-excommunicate. Met die. Die woord regverdig dit, volgens die persone wat het gedoen het. Sjoe, wat het ons gedoen met God se woord? Dis nie hoekom God se woord daar is nie. Die selfde Jesus wat met vissermanne gepraat het, daai selfde Jesus, se mense 2000 jaar later doen dit aan mekaar. Dis as jy het sonder die gees van God. En het word 'n sisteem. En het word deur menslike breine gedryf. Sonder die gees van God. Sad, hoor. En dis al hoekom ek dan nou baie keer so uitvaar teen geleerdheid. En daar is niks fout met geleerdheid nie. Leer net saam met die gees van God. My vrou sê ek baie keer bietjie hard op dit, maar ek is dan nog nie soos Louis Maherbe in die 80s in 'n kerk en sê, hierdie komplerekante is 'n klomp parasot wara. Ek het dit dan nog nie gesê nie. So Elsie, ek is nog nie so erg nie. Dat is goeie predikante, hoor. Hoor gou die woord. Johannes 1 vers 1 is vir my gunsteling dele in die Bybel. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Meer duideliker is dit, kan jy nie kry dat Jesus God is nie. Hy was in die begin by God. Toe God gesê het, laat ons mense in ons beeld en ons gelykenis maak, praat hy nie met engele nie,
Hy praat met die res van die drie eenheid. Hy praat met die woord en hy praat met die gees, maar hulle is een. So kom ons maak mense dat hulle soos ons lyk, Genesis 1:26 en 28, gaan check het. So nou moet ek en jy soos God lyk, en hy maak die mens dat ons ook drie is soos God, maar een. Stof, Adam. Blaas gees en hy word 'n lewende siel, Genesis 2. 3, maar een. Net soos God. En nou kom hierdie deel van God aarde toe, en hulle noem hom die woord. God self. Yes, dit was, hierdie skrif het my born again gemaak. Ek kan nie besef dat liewe Jesus toe nou eintlik God is nie. Die sienkie van liewe Jesus. Dis ook om geken het, liewe Jesus, ek wil niks van die liewe Jesus al weet nie. Maar toe ek agterkom, liewe Jesus is God. Toe buig my knie. Huh? Toe buig, jy moet jou knie moet dan buig. As jy dit kan verstaan. Maar die God van die wêreld, Satan, keer dat jy dit verstaan. Want as jy die o van dit verstaan, dan sal jy ook nie buig. Alle dinge, nie bietjie nie, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Laat daai insink. Dink bietjie daaroor, so dag of 'n week. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Duisternis hou nie van lig nie. Duisternis staan so op soos 'n slang teen lig. As jy lewe bring in lig in sekere plekke, dan staan dit so op. Nee, wil dit nie hoor hê. Toe Jesus die eerste keer preek in daai sinagoge, wat? Staan een van die ouderlinge op haar agter. En hy manifesteer. Want hy het in die lig vasgeloop, dit wat in hom is. Die lig. Verder gaan aan, ek skiep nou so gedeelte, en dan praat dit nou in die rest van hoofstuk 1 oor Johannes die Doper. Nou gaan hy aan hierso Johannes, en hy skryf, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. So, hy wat die lewe en die dode gaan oordeel, the quickened, hy die lig quicken jou. Dit was aankom, en hy het gekom. Wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld. En die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Alle dinge deur hom ontstaan. Moenie gegooi word deur menslike intellek. Moenie spoor verloor. En dink, hierdie wêreld het deur 'n big bang. Daar was 'n bang, ja. Toe God sê daar's lig, ek glo daar was iets wat van 'n skudding. Maar daar was geen mens om dit te sien nie. Daar was verseker 'n knal, maar daar was nie 'n oerknal nie. Niemand kon die knal hoor hê. Jammer nou, kom my menslike intellek in. Maar tog, as jy luister na, ja, dis jou probleem dalk. Maar nou skop hy sintuigie in. Hoeveel persent van ons brein gebruik ons? 6%. Nou, 6% van jou intellek skop aan, maar tog. Jy sien nou ouens, as hulle so dink, hy denkers, filosoof. Ek het nou nog 'n ou geluister wat 'n filosoof was. As jy die pad wil verloor, moet jy filosoof word. Op die einde van die dag, al die filosofe het agtergekom, hy het net gedink aan niks. Hy het jou hele lewe lang gedink, so daar. Ek sê die ouens, ek sien foto's van hulle, wat hulle so met tafel sit en reneer, so met 'n glas wyn. Jy kan sien, hy manne dink. Hierdie ander ou wat ek nou luister, ou Otto Koning, hy sê, daai heidene, wie hy gaan bedien het in Burma, op die eiland, en dan staan hy man so, as hulle dink, dan maak hulle neuse so. Hy sê, is nogal kwaai, as hy almal kan sien, dink as hy iets sê, in 'n kerk. As hy iets sê, wat 'n openbaring is, dan sit almal dan, Hier is dit nou nie so, nie, almal kyk jou net so aan. Yeah. Wat sê hierdie mannetjie nou? Nee, maar daar kon jy dan sien, die ouens dink.
hierdie denkers toe. Ja, Plato het gesê, jene. Maar jy weet, hierdie manne is nou besig met daai wielietjie, daai marmot hardloop op by wielietjie. Hy gaan nou. Ek praat neer teen menslike intellek, want menslike intellek het ons gebring tot waar ons nou is. Postmodernisme, ons sal verby dit, ek gaan nou vir jou wys. Ons is nou al in meta-modernisme. Kan jy glo? Jy kan nie dink nie, ons moet wakker word, dis hoe die mense dink nou. Ek gaan nou vir julle lees daarvan. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, dis alles sy eiendom die, en sy eie mens om nie aangeneem nie. Hier is nie een ding op hierdie aarde wat nie sy eiendom is nie. Selfs hierdie hout, het hy die original boom gekreëit 6000 jaar terug. Hy het nie die nuwe boom gemaak nie, want hulle teel aan soos na hulle soort, maar hy het dit ontwerp. Dis hy grappie van Satan wat vir God sê, hy gaan sy eie mens maak. Hy sê, maar laat waai. En toe Satan die stof so vat, sê God vir hom, gebruik jou eie stof. Want hy kan nie eers stof maak nie. God het dit gemaak. Alles is deur God. Alles. Niks is nie. Tot die klere wat jy aan het, kom van goed af wat hy gemaak het. Ons is op hierdie aarde as gaste. Dis syne. Alles is syne. Hierdie woord is syne. Dis hoekom die ouens wat die woord verkondig gaan erger geoordeel word, want dit is sy woord. En wat doen jy met sy woord? Dis baie gevaarlik. Die lewende God. Die lewende God. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. Hoorie, mag, autoriteit, mag. Om kinders van God te word, om seuns van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, die naam Jesus, wat nie uit bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dis weergeboorte. Uit God uit. Nie 'n mens, maar jy moet die Here dien nie. Jy moet. Okay? Hoekom? Is God wat jou daai lig gee. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore met 'n hoofletter, wat van die Vader kom, die een van die drie, vol van genade en waarheid. Waarheid, dis die waarheid, en dis waar ek wil praat. 1 Johannes 5 vers 6, is baie lief daarvoor, ek gebruik altyd vers 7 en 8, in die ou vertaling, soos ek altyd sê, as jy nou nie is hierso, hierdie staan nie meer in die nuwe Bybels nie. Dis uitgehaal. Ok, hoor het staan nie. Dit is hy, van wie ek nou net gepraat het, dieselfde skrywer, wat deur water en bloed gekom het. Ja. Jesus, die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees met 'n hoofletter wat getuig, want die Gees is die waarheid. Dis al waarheid wat daar is, julle. Want daar's 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En die 3 is 1. Vers 8, daar's 3 wat getuig op die aarde. Die Gees en die water en die bloed. En ons gebruik het in ons fondasieboekie. Wat getuig vir jou op aarde hierso? Die Gees van God wat in jou is. Jou doop wat ons volgende week weer gaan doen hierso. En die bloed van Jesus. Want sonder die doop in die water het jy geen autoriteit, want jy is nie gehoorsaam nie. Dit moet vir jou getuig teen die duisternis. Teen die duisternis. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter. Omdat dit getuienis is van God wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leienaar gemaak. Dis hoekom jy dan voor die wit troon gaan staan. Ons gaan nie voor die wit troon, ek het laas week oor gepraat. Jy het God tot leienaar gemaak. Dis harde woorde. Jy het gesê God lieg.
omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis. Dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Jy is nie gekweken nie. Jy is dood. Jy is lewendig dood. Hartseer. Johannes 14 vers 6. Is my mooi hierdie. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Maar daar kom 'n uur. Sê in vers 23, hy praat met die vrou by die put. Daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Johannes 8:31. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Ons gebruik baie keer Johannes 8 vers 20, die waarheid en die waarheid sal, ja, as jy in sy woord bly. As jy nie in sy woord bly nie, sal jy nie in die waarheid bly nie. Om nie spoor te verloor vandag nie, moet jy in die woord van God bly, en die woord van God moet jou waarheid wees. Wat moet jou waarheid wees vandag? Kan ons dit sê? Die woord van God. Of wat is jou waarheid? Jy moet dit vir jouself afvra, wat is jou waarheid? Is die woord van God jou waarheid? Is dit jou alfa en jou omega? Is dit jou begin en jou einde? Is dit jou opstaan en jou gaan lê? Is dit jou waarheid? En ons as Christen moet onsself die vraag afvra, is dit jou waarheid? Nee, maar ek het nog ander waarhede ook. Nee, daar is net een waarheid. Die ander goed gaan kom en gaan. Dit sal nie bly nie. 1 Korintiërs 12:1. En wat die geestelike gawes betref, en dis nou nie die genadegawes waarvan Elsie gaan praat nou in Romeine 12 nie, hier is die geskenke. 9 van hulle. Hy gaan nou daaroor praat. En wat die geestelike gawes betref, broers, wil ek nie dat jy onkundig moet wees nie. Jy moet nie onkundig wees met geestelike gawes, maar gaan nie daaroor praat nie. Die meeste kerke is onkundig met geestelike gawes. Ek weet daarmee of ek die gift of healing het nie. As jy weergebore is en God se gees bly in jou, dis God se gees, het jy dit. Alright. Jy moet nie wonder of jy dit het nie, jy het dit. Dis nie jy wat so oulik is, maar die gees van God wat in jou is. Die gees van God kan enige iemand genees. Jy weet nie of ek het nie, wel as jy die gees van God het, dan sê jy vir die gees van God kan nie heal nie. Ons praat nou nie daaroor nie, maar baie mense heal nie. Maar as die gees van God het heal of nie heal nie. En ek sien dat die gees van God baie keer meer heal buite die kerk as in die kerk. Want ons eie intellek staan in die pad. Ek het vir hoeveel mense al gebid wat nie lewe nie. Wat nie glo soos ek nie. Wat genees. Want God gebruik dit om mense na hom toe te trek. Dis hoekom jy moet jou gawes gebruik. God kan enigiemand genees. Enigiemand. Amen. Julle weet dat julle heidene was. Heidene beteken nie Jode. Ons is ver van God en sy goed afgewees. Die Jode het ten minste die Ou Testament gehad. Maar ons voorgeslagte het niks gehad. Weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. En voordat ek weergebore is, 9 Mei 2009, was ek weggevoer deur stomme afgode, ek het nie eens geweet nie. My stokperkies, al my goedjies, het my weggevoer. Maar hierdie is baie belangrik. 1 Korintiërs 12:3. Daarom maak ek julle bekend. Ek wil vir julle iets vertel. Dat niemand wat deur die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. Dis hoekom as jy Hollywood sien, Jesus vervloek, dan moet jy weet, dis nie die gees van God nie.
En niemand kan sê dat Jesus die Here is, dat Jesus God is, behalwe deur die Heilige Gees. Wanneer jy die Heilige Gees in jou het, dan weet jy, Jesus is God. Hierdie Gees wat in jou is God self. Maar jy kan dit nie sê, en verstaan, sonder die Gees van God. Ek sukkel om die drie eenheid te verstaan. Verstaan dit deur die Gees van God. Hy sê jou laat verstaan. It's a knowing. Jy weet, dat die Gees in my roep, Abba. Is my pa, het my Gees geconnect met sy Gees. En ek en hy is nou een. We are one. Simonier. We are one. Ja, ek kan sien wie kyk ETV, so, wat is dit? Alright, en dan weet ons, die wêreld is teen die waarheid. So wat is die waarheid? Ons moet nie spoor verloor nie, in die kerk nie. Daar is net een waarheid. En alles van die wêreld, daai aardbolletjie, kom teen die waarheid. Jy moet dit weet. Alles in die menslike intellek uit homself uitgedink, selfs in die kerk, kom teen die waarheid. Dit is so maklik soos dit. Daar is net waarheid. En as jy jouself onderwerp aan die waarheid, dan gaan die hele wêreld teen jou staan. Jakobus 4:7, ek onderwerp my aan God, en ek weerstaan dit wat die God van die wêreld teen my bring. En dan sal hy vir my al wegvlug. Johannes 8:43, is my so mooi skrif, een keer die Here vir my openbaring gee, ek lees hierdie, en ek kom toe agter, toe ek ge-excommunicate is uit my kerk uit, hulle het nie my spraak verstaan nie. Hulle verstaan nie wat ek hulle sê en ek maak hulle kwaad. Ek kon dit nie verstaan nie. Maar hulle was dood die ouens. En ek was lewendig. Ek het die Gees van God. Nou praat ek met 'n klomp mense oor God en wat die Gees in my, en hulle verstaan my nie. Hulle maak net vir my so, wat hierdie ou is nie lekker nie. Hierdie is 'n Jesus freak. Ons moet wegkom van hom af of hy moet weg van ons af. En Jesus sê dit self ook. In Johannes 8:43 sê vir die Jode, hoekom verstaan julle nie wat ek sê nie? Waarom verstaan julle, ken julle my spraak nie? Hoekom? En hy sê vir hulle, omdat julle na my woord nie kan luister nie. Kom ek sê vir julle, hoekom kan julle dit nie verstaan nie? Hoekom nie? Julle het die duiwel as vader. Yes, dit het die ouens bietjie offend, hoor. Hulle is godmanne. Hy sê, julle kan nie hoor wat ek sê nie. Kom ek sê vir julle, hoekom kan julle nie hoor wat ek sê nie? Want julle pa is die duiwel. Want daai aardbol, 1 Johannes 5:19 sê, die duiwel is die god van die wêreld. En die god van die wêreld staan teen die waarheid. Dis hoekom Paulus sê, ons moet bly in die woord, jy moet dit spreek, Paul. Timotheus, jy moet nie terughou nie, boetie, laat waai. Want as alles kom teen die waarheid. Julle het die duiwel as vader, as papa. En die begeertes van julle papa, die duiwel, wil jy doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. En staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Luister vandag vir my, jy kan nie met die duiwel praat, of met een van sy demone nie, want daar is in hulle niks waarheid nie. Dis hoekom, ouens in bevryding begin die spoor verloor, want hulle praat met die goed. En die goed gee vir hulle doktrine wat hulle dan glo. Jy is mal. Jy kan dit nie doen nie. Die Bybel waarsku jou. Moenie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Hy is die pa van leens. So wanneer hy kom leentaal praat in jou gedagtes, ek is nie goed genoeg nie, is 'n leen.
Jy is met eer en waardigheid gekroon, al voel jy nie so nie. Jy is die kroon van God se skepping. Hierdie wêreld en die God van die wêreld het mense al so laat dink, hulle sal eerder 'n nonnaatjie eil oppas voor hulle babietjie oppas. Hulle sal geld belê om die uile van die wêreld te bewaar, as om te keer dat mense aborsies doen. Want die lewe is nie meer vir mense belangrik nie. Want die God van die wêreld het hulle ander goed laat dink. Ander goed is belangriker as lewe. Menslike lewe, die kroon van God se skepping. Is sad, hoor. Maar omdat ek, sê Jesus, die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie. Omdat julle nie uit God is nie. Sad, hè? Dit is 'n baie interessante gesprek wat Jesus met jou. Kyk, hy man het warm onder die ore geword. Hy sê vir hulle, julle die duiwel as vader. Hoor hier so die wêreldse waarheid vandag. En hierdie kan jy nou, as jy dit op YouTube sit, dan kan jy nou dit nou 'n screenshot gaan vat. Postmodernisme. Dat die God van die wêreld en die menslike intellek nou al so ver, dat ons nou al so dink. Meeste van die wêreld. In die laat 20ste eeu, beweging in kuns, filosofie, klaar van die pad af, en kultuur wat groot waarhede verwerp, subjektiwiteit beklemtoon en skepties staan teenoor objektiewe rede. Logies dink. Skepties staan teenoor logies dink. Belangrike kenmerke sluit in die afwysing van absolute waarhede. So as jy vir mense gaan sê, hierdie is die absolute waarheid. Nee. Kan nie wees nie. Die vermenging van style en die fokus op fragmentasie, dis nou heavy woorde hierdie. Vir een ding, mense het spoor verloor. Hulle maak op hulle eie kennis staat. En dis nie nou, dit was so 40 jaar terug. Dinge verander vinnig, nie net ons fone nie. Dinge in menslike denke verander vinnig. Geen absolute waarheid, beteken daar is geen absolute waarheid nie, daar is geen absolute nie. Die glo dat daar nie net een vaste of suiwer waarheid is nie. Ek het nou vir jou skrifte gegee wat God sê. Hy het na hierdie wêreld toe gekom. Hy het dit geskep. Niks het ontstaan, behalwe wat hy gemaak het. Hy is die Vader, hy is God. En nou sê die wêreld, nadat dit in die woord neergepen is, sê die waarheid 2000 jaar later, die wêreld 2000 jaar later, hulle het spoor verloor. Twyfel aan groot verhale, dit verwerp groot idees of stelsels wat beweer dat hulle die hele wêreld kan verduidelik. Ek kan vir jou die hele wêreld verduidelik hieruit. Ek kan vir jou die hele wêreld verduidelik. Vermenging en speel, kuns en argitektuur gebruik dikwels ou style saam met nuus op 'n grappige weerhindernisse manier. Filosofie, bevraagteken wetenskap en tradisionele gesag as die enigste bronne van kennis. Nou ja, daar is wetenskap wat sê dat 'n oerknal gebeur het, maar dis nie goeie wetenskap nie. Daar is wetenskaplikes wat vir jou, omdat hulle Christene is, met die wetenskap kan bewys dat die aarde plus minus 6000 jaar oud is. Met wetenskap. Maar ongelukkig word ons kinders dan nou die ander wetenskap geleer. Kuns, argitektuur, bouwerk so. Maar ons is nou ongelukkig nou al by metamodernisme in die jaar 2026. So ons het al meta, waar hoor jy van meta-L? En al daai goed? Op ons fone, né? Okay. Is 'n kulturele en filosofiese beweging wat volg na postmodernisme. Gekenmerk deur 'n wisseling tussen die erns van modernisme, so daai ons was baie ernstig oor die modernisme en die skeptisisme van postmodernisme. Dit poog om verder as ironie
en sinisme te beweeg deur 'n soeke na opregtheid, hoop en nuwe groot waarhede. Groot nuwe waarhede. Uitgedink deur mense, filosofie. Sonder om die kritiese lesse van die postmoderne en die era heeltemal te verloor. So, wat is waarheid teenoor elkeen sy eie waarheid? So, op die einde van die dag, het postmodernisme ons gevat na metamodernisme toe, en metamodernisme is op die einde van die dag sê, ek het my eie waarheid. Die Bybel is dalk jou waarheid, maar ek het my eie waarheid. Dis hoe ek dink. Jy sien, dis jou probleem, dis hoe jy dink. En ek het nou nie in die filosofie ingegaan, die filosowe, wat sy werk gebruik is om die mens nou al hier te kry nie. Hy was lankal dood, sonder enige waarheid. Hulle gebruik hy ouens se boeke soos Plato en 'n klomp ander ouens om op hierdie te kom. Modernisme glo in absolute waarhede, rede en vooruitgang. Postmodernisme verwerp absolute waarhede ten gunste van ironie. Die ironie is, hulle is almal verkeerd. Relativisme en dekonstruksie. Metamodernisme twyfel soos 'n postmoderne mens, maar hoop en probeer bou soos 'n moderne mens. Ons kan maar net hoop. Ons is reg. En dis hoekom ons vandag hoor die ouens sê, but that's your truth, it's not my truth. My truth is I'm a cat. Dis my waarheid. Jy kan niks teen my waarheid sê nie. Heeltemal spoor verloor. Nie lekker nie. Die seun dink hy's 'n meisiekind. Dis sy waarheid. Die meisie dink sy's 'n seun. En ek verstaan dis geestelik. Want dis die God van die wêreld, ons kan nou lag daaroor. Onthou net, elkeen van ons moet op ons knie gaan en Here dankie sê, dat ons God se gees het, want elkeen was van ons gebore sonder sy gees. En ons is groot gemaak, dalk in kerke en dalk nie in kerke nie, maar op 'n stadium het jy in God se gees vasgeloop. En God se gees het jou wakker gemaak. En dis net deur God se gees wat jy die leuns kan sien. Want sonder God se gees het ek ook dalk nou, ek sou nou nooit gedink het ek is 'n kat nie, maar ek het gedink, ek is 'n boereheld. Ek gaan die probleme in die see injaag met 'n geweer. Ek kon net so wel maar gedink het ek is 'n kat. Want dit is net so dom. Net so dom. En hierdie gaan baie erger raak, mense. Soos ek julle in die laasweek gesê het, dit gaan nou met rasseskrede vinnig vorentoe gaan. Want niks is nou soos in die toring van Babel se tyd. Met die goedjies is niks meer onmoontlik vir die mense om te weet en nie te weet en alles te weet. Te sien, te hoor. En as jy gaan spoor verloor en jy is nie geonderwerp hier aan nie, het jy 'n probleem. Jy gaan nou moet vastklou in hierdie, en jy gaan nou die waarheid moet ken. Nie van weet dalk nie. Gelukkig met tegnologie vandag, daar's goeie tegnologie. Kan jy enige iets waar jy twyfel, en 'n skrifgie is nie vir jou lekker nie, kan jy maar net vra. Jy moet net vra. 2 Timoteus 4:2, ek wil net weer ons skrif herinner, verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, verbaan, al langmoedigheid en lering. Hou aan die woord preek, tydig en ontydig. Wanneer is tydig? Hier in die kerk. Ontydig, môre by die werk. By 'n partytjie. Hoor jy is nou 'n bietjie ontydig wat jy nou vir ons sê. Want ek is nou eens op my tweede bier. Hierdie is bietjie slegte nuus. Ek moet gee my nog so kans vir 2 doppe. Dan vertel jy my weer daai een. Dis ontydig. Nee? Dis hoekom jy dalk nie meer genooi word vir 'n braai nie. Die ouens gaan jou toelaat een keer om op 'n braai te praat so en dan nooit weer nie. Maar kom kuier saam met ons volgende week, manne. Hier gaan ons oor die woord gesels.
Titus 2 vers 1, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Joshua 1 vers 7, is altyd so mooi, dit my net teruggevat na Joshua toe. Wees net baie sterk en vol moed, sê God nou vir Joshua, en nougesette handel, volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit wanneer? Dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. In konteks is dit vir Joshua geskryf, maar persoonlik is dit vir my en jou ook. Bepeins hierdie woord. Wanneer? Dag en nag. Dan sal jy nougeset handel volgens alles wat hier is. Maar omdat ons dit nie bepeins nie, verloor ons spoor. Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed. Het God ons nie beveel nie? Maak nie saak wat nou die volgende 10 jaar voor lê nie. Wees sterk man, wees vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy gaan. Ek het hierdie vir my gevat. Vers 5 sê, oral waar ek my voete sit, wen ek grondgebied vir die Here. Selfs die ouens wat my nie wil hoor nie, bly eerder stil. Ek het grondgebied gewen. Ek het grondgebied gewen. Laat hy sê, dan sal ek vir hom iets anders sê. Ek wen grond. Ek wen grond. Maak klaar. Langmoedigheid en lering, 2 Timoteus 4:2. Verkondig die woord van God. Hier is in die Nuwe Lewende Vertaling, hoor hoe mooi sê hom. Verkondig die woord van God. Hou daarmee vol. Of die tyd daarvoor gelees of nie. Jy moet jou mense met geduld reg help, aanspreek en bemoedig, terwyl jy hulle geduldig onderrig. Amen. Dis ons opdrag. Ons moet geduld hê. Mense verander nie net so nie. Mense verstaan, met ouens sukkel, ek het ook. Die Here het jare met my gesit. Tyd van hierdie konsep het ek 5 jaar gesukkel om te verstaan. Maar die Here weet, ek snap 'n ding stadig, maar as ek hom het, dan het ek hom. My juffrou het altyd vir my gesê, hoor die Pel, ek sien jy snap stadig, maar ek sien as jy hom het jy hom. Lekker, dankie, ek het hom. Dit wat ek weet ek. Hier is die woord van God, ek weet dit. Ek weet dit deur persoonlike ontmoeting met hom, want ek weet ek was op 'n dwaalspoor. Ek weet ek was dood. En ek weet nou ek lewe. Is dit nie awesome nie? Dit is jy ook. As jy moet terugdink hoe jy groot geword en hoe jy gedink het, voordat jy hierin vasgeloop het, kan jy net by jou knie gaan sê, Here, dankie tog. Ek het die waarheid leer ken en U is die waarheid. Maak nie saak wat die wêreld sê en die God van die wêreld sê en hierdie hoë woorde postmodernisme, metamodern. Dankie tog. Dankie tog. Ek ken die waarheid. 'n eeue oue waarheid. Daar's 'n bediening, sy naam is The Ancient Paths. Ek hou van hy naam. Hier is die Ancient Path. Maar dis die regte path. Dis die regte pad. Moenie spoor verloor nou nie. Bly nou geset. Bly in daai paadjie. Moenie net ou trek jy hierdie kant toe of trek jy daai kant toe. Nee. Daar's net een waarheid. Maak nie saak wat jy hoor nie. Ek ken kinders wat eksamens skryf en ek moet nie kwaad wees met die ouers nie, maar dan sê hulle net ek gaan net nie dit sê nie. Dan kry ek maar net nie hierdie punte nie, want ek kan nie met hierdie saamstem nie. Dis Guts. Mense wat sê, hoor, ons gaan nou maar net worship, al sluit ons nou maar toe môre, is okay. So, ons het werk om te doen na buite, ons moet die waarheid gaan vertel, maar dan moet ek en jy die waarheid ken. En jy moet vasmaak in jou eie hart, hierdie is die waarheid en ek staan by hierdie waarheid. Maak nie saak wat wie sê nie. Ek is al genooi vir etes, wat ouens my nooi vir ete om my te probeer draai van die waarheid af.
Ek het nou gehoor wat jy gister gesê het in die kerk, maar jy weet, daai Psalm 138:2 wat jy so aanhaal daarso, wat sê, hy het sy woord bo sy naam gesit, ek kan nie daarmee saamstem nie, dis uit konteks uit wat jy het gebruik het, en God het gesê, hy het sy woord bo sy eie naam gesit, klappunt. God kan nie sy woord change nie. Dan probeer hy ou my, en dis 'n Christen. Dis nie vir hom die absolute waarheid nie, die absolute waarheid is, God het sy eie woord aarde toegestuur. Hy het sy woord bo sy eie naam gesit, sy woord kan nie gechange word vir my of vir jou nie. So nou beweer hy ou my oor 'n steak, draai, terwyl ek eet, wat, hierdie ou, thanks vir die steak in elk geval, for free, en hy probeer my oortuig van sy denke. Ons nou nie weer genooi vir 'n steakie, maar ek het daai een geniet. Staan by die waarheid. Amen. Vader, dankie, ek loof en prys U naam. Here, ek kan net vir U dankie sê vir waarheid. Here, ek kan net bid vir mense, ek kan net bid vir die kerk, dat ons in die waarheid sal bly. Maak nie saak, wat skree die wêreld, of wat skree kerk nie, dat ons in die waarheid sal bly. U woord is die waarheid. Mag ons U spraak altyd verstaan. Here, U het dit nie moeilik gemaak. Maar Here, mag ons intellek nie in die pad staan van die eenvoudige waarheid van die woord nie. 6 dae is 6 dae. Wanneer hy kom hy, sê die Bybel. Dis 'n profetiese boek, Openbaring. U sê dit in die woord, mag my intellek nie in die pad staan, ja, maar die doel wat die Here dit staan daar, ons glo dit soos dit daar staan. En as U sê, U is die woord van God, dan is U die woord van God. En as U vir my sê, en my boeties en sissies, dat ons onsself moet onderwerp as Christene aan U woord, dan sê U dit vir ons, net so. Here, mag ons altyd die waarheid praat. Hy skryf wat sê, let God be truth and every man a liar. Here, mag ons nie agter mense aan hardloop nie, maar agter U aan hardloop. Ons eer U naam en ek bid dat U die naprediker sal wees van die woord. En ek bid vir my boeties en sissies hierso. Ek bid vir die wat siek is. Ek bid vir U genesende krag. Vir die wat bedroef en hartseer is, vir vertroosting. Hier's van ons boeties hier wat hulle pa verloor het hierdie week. Ons bid vir vertroosting, Vader. En vir die wat ook geliefdes verloor het, Vader, vir vertroosting. Net U kan troos bring. U is die trooster, Heilige Gees. Ek bid dat U bonatuurlik vertroosting bring. Here, en van die wat met uitdaging sit, wat 'n paar hekkies moet spring hierdie week, Here, dat U ons sal help by die werk, met ons finansies. Here, dat U wonderwerke sal laat gebeur. Deure sal oopmaak, wat nie gedink het sal kan gemaak word nie. Maar my grootste gebed is vir elkeen van ons, dat ons onsself sal onderwerp aan U. Dat U woord die alfa en die omega is in ons eie lewens. Ek bid dit, Here. In die naam van Jesus. Amen, amen en amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come.
אומרים בו, הרוח והכלה אומרים בו.